Dis hier my net vanoggend om die verwelkoming te doen. Ek is vanoggend maar net in diens van die Simonie en die brigade. Ek gaan dan nou onmiddellik die geleentheid gee vir die brigade wat ons vanoggend aan die verwelkoming gaan doen. En net daarna sal die skriba die afkonferensie vir ons doen. Goedemorgen, broers en zusters. Namens de kerkraad brigade CRV voor de demonstratie die enige bezoeker van morgen de eredienst is, dat vraag ons veel zo waar je op te staan. Enige bezoeker. Dominee, dat weet je onze bezoekers van ochtend. Broers en zusters, kom ons, is dat nou dat waarom dus kom ons maak een keer vir mekaar, ons het een glas gedoen. Kom ons verwelkom mekaar in die huis van die Here, kom ons staan op en ons verwelkom met 'n lekker warme handdruk en 'n drukkie en ons sê dis welkom in die huis van die Here. Kom aan nie. It's a welcome. Thank you.
Morris Kriba. Kan het nog zo lekker. En dan die download dat je niet begrijpt. Goedemorgen, liefde. Goedemorgen Kriba. Ik wou niet voor die afkondiging zoals we hier waren. Ik heb een keer. En dan vanochtend toen we niet kijken, ik post over die avond die ik verloor. Vanochtend is het ons jeugddienst. Dat is ook de afsluiting van onze jeugdweek, wat die dit plaatsvindt. Ons spiritueel en de terug als de heer is Jantjies. Activiteiten in de week is als school. Maandag aan we gaan op 6 namiddag bij je. En dan programma zal wees die jeugd in die samenleving. Dan is dan aan die koer om 7 namiddag begint. Woensdagochtend gemeente beduur om 10 voormiddag. Woensdag aan gemeente beduur om 6 namiddag. Vrijdag aankom die lopen aan middag, 7 am om 6 namiddag begin. De hele comité die kerkraad bedankt dat alle lidmaten as ook lede van die gemeenskap wat die gemeente sy wederwaar gestoorde speel, wat die presiese later vir ons bietjie meer daaroor sê. Die gemeente se voorbeelde word gevra van die brigade en vrouediens vir komende naweek. Hulle vereniging sal hulle nasionale konferensies hou hierdie naweek. En die gemeente se voorbeelde word gevra aan vir die volgende persone. En as dit ook ons is, wil ek vra dat vir hulle verstaan. Ons brigade se konferensie verslaas in PE en hulle vertrek reeds donderdag nag om 11:00 en ons gemeente sal dan verteenwoordig word deur luitenant JP Jacobs, kapelaan Andrew Joseph van die Seenskompanie, luitenant Indonesia Petersen en luitenant Anne Eisen. Ons kyk as die verteenwoordigers van die Heewen te Holland wees. En die bataljon se verteenwoordigers aan die boere Jacob en Teresa Kiendies. Dan geliefdes, dieselfde naweek van ons vroue se nasionale konferensie in Johannesburg plaas. En hulle is meer bevoorreg. Hulle vlieg eens donderdagoggend. En ons gemeente sal verteenwoordig word deur Suster Paula Hes en Suster Samay Prins. Ek wil namens Dominee die kerkraad en ons gemeente sê baie slegte ook in die naweek. Ons weet dat die jong al reeds vooruit is. Ek weet dat u ook 'n aangename tyd dat die onderskeie plekke sal wees. Want maar die inligting wat nodig is vir ons kerkraad, ons gemeente op dit passar, maar ook nie net te veel in konsentrere vergaderings hier vir die ook die tyd wat jy op daar is. So baie slegte, baie slegte. Maar almal van julle daar ook van die julle wat hier vanoggend is. Geliefdes, dit vir kinders, ouers, ons sonnaskool en dan gesluit en heropen weer op 26 Julie. Dan die volgende baie late afkondiging wat al reeds 'n paar keer afgekondig is. Die leraar en sy gade sal met lang verlof wees vanaf 1 tot 31 Julie. Nou, die kinders sal het voorsmaak in die voorkant, dan moet dit later nie vakansie doen. Die kerkraad wens die leraar en die juffrou baie aangename tyd rustig doen. En nou die volgende geliefdes. Ons wil baie graag vra dat u die leraar en vir juffrou in die tydperk sal plan. Daar is wel 2 datums in die Julie maand dat u hulle mag plan. En dis die eerste en die tweede. En nou moet u mos nou eens toe gaan artikel kerkprogram wat gebeur in hulle lewe daai 2 dae. Maar vanaf die derde dierbares, skakel u asseblief met ons as kerkraad en die enige sterftes, enige siektes of enige krisis sal ondervind. Geliefdes, dan ouderling Jacobie en diaken Natasha Brink, en hulle ook weer vanaf staan, sy termyne as hoof, ouderling en hoof diaken, bestryk dan amptelik op 30 Julie om middernag. Die kerkraad wil julle 2 ook baie dankie sê vir die eerste jaar van die jaar, dat julle onderskeie ampte regter wat plus getrou uitgevoer het. En ons wil baie ook by julle leer, so baie dankie daarvoor ook. Hulle word dan vervang geliefdes, met die nuwe hoofouderling vanaf 1 Julie tot 31 Desember. Sy is nog nie vanoggend hier nie, is Suster Elise Kleinans en Suster Sarah Tobias sal dan in die ambt van hoofdiaken wees. Suster Sarah, ons wil jou ook baie sterkte toewens in die ambt, sterkte aan ons op die voorgangers. Dan geliefdes, die kapiese ouma Sari
sal hierdie week beskikbaar wees by die Bykskerkraad teen R100. Die brigade en oudlede van die brigade hou op 1 Augustus hulle dineer en die kaartjies beloop R200. En dan die vrouwediens het ook hulle dit op 9 Augustus en die kaartjies beloop ook R200. Die reëlingskomitee vergader môre aand om 6:00. Die vrouwediens vergader ook môre aand om 6:00. Aan die adres van ons finale jaar kakkesante en hulle ouers, die kakkesasiekamp sal plaasvind vanaf 17 tot 19 Julie. En die prys beloop R350 per naweek. En as 'n versoek dat alle verjaardag asseblief voor of op 12 Julie in die betaling vir die kakkegete. Die volgende siekte, al vir julle voorbindings word gevra, soos dat hy die Beekmans vir die Fortune by 1, Broer Gesou Makier by 2, het 'n vriendelike besoek van Broer Makier, en die dag van die dierbare is wat graag wil besoek, versoek jy vir u om asseblief net namiddag by hom aan te doen. Broer Rosetary Rasmus met 15, Sister Trudy Maurice by 2, Broer Postdou by 15, Sister Linda Oktober by 14, Sister Corrie Solomons by 5, Sister Aileen Strade by 5, Broer Kapaima was open agter by 5, ons dit op besorg van Broer Davie Maurice van die plaaslike AGS-kerk, en dan ook aan die Jenneke familie wat gister hulle vader aan die dood afgestaan het. Geliefdes, dis dan met die wese dat ek namens die kerk van die gemeente inlig van die afsterwe van 2 van ons lidmate. Broer David, in volgens bekend as Opa Lucas, dis nou die broer van die Koos en by julle suster Francine, en sy begrafenisdelings is as volg. Donderdag is die troostdiens hier by ons in die kerk om 6 namiddag, en die huis sal Saterdag om 9 voormiddag in Parkland plaasvind, en sy kerkdiens sal plaasvind om 10:00 hier by ons in die kerk. Broer Charles Keiser van die 17, die huisdiens sal wees om 11:30 en die kerkdiens sal wees om 11:30. Geliefdes, kom ons dit op besorgde stoot in daardie families. Aan die kerk gaan dan ook vir week 4 bedank, as ook die Sondagskool vir hulle verjaardag die maand van Julie, en week 4 vir hulle blommebeurt vir Julie. Week 5 die kennis, dan is die beurt vir die blomme vir Julie, en die voorbereiding klas en kennis dat is ons verjaardag en die gelukwensings hanteer. Ons sê dat dit dan die gemeente se afkondiging, soos by die Here se seën toe, op ons gemeente en al ons werksamehede. Die kassier sal ons dan toespreek. Goeiemôre gemeente. Goeiemôre Cassie. Ons susters, laat my toe om vir julle die volgende deeg te gee. Eerstens gaan ek met die bedankings begin en dan sal ek vir julle ons medewerkers getalle gee. Vanoggend wil ons steeds vir die Here baie dankie sê dat hier maar is. Ek dink gedurende ons beplanning was daar baie bekommernis of die braai regtig gaan afkom en of die suksesvolle gebeurtenis gaan wees. Die baie dan wil is ook vir die volgende. Ik ga nou namen uitsonder die waar is het kom bij bedankings. Ons wil ook voor Maria, ik denk niet sinds volgende in die dienst, ons vraag baie dankie sê, Maria gesorg dat ons band skryf, en dan ook vir Sasco, wat ook ons gejaagd het met die band, en dan is Boesieslagers is daar, en dan Discount Dot, so die af en die pad dat ook vir ons gejaagd het met die koeldranke, en dan vir Ila as lidmate, wil ons vir Ila baie dankie sê, Julle het extra uitgaan vir die aankoop van die slaaie, vir die contantwys en dieselfde het julle ook 'n kaartjie gedoen, so daarvoor wil ons vir julle baie dankie sê namens die kerkraad en ons redingskomitee en dan ook vir die kerkraad en die redingskomitee wat so in een bank sit, ons mekaar se dierbaar is, vir julle ook baie dankie sê. Ek dink as ons nie as kerkraad of as redingskomitee uitgaan en die kaartjies gaan verkoop, dan gaan ons nie die sukses behaal vir ons begroot het nie. So laat my toe om die getalle weer te gee. By 1 het vir ons R9.800 en hulle skuld is betaal.
By 2, 17.780 en hulle is betaal. By 3, 7.560 en hulle moet nog by meer drank maak. By 4, 4.060 en hulle moet ook nog 'n draai maak. By 5, 6.580 en hulle is betaal. By 9, die suster is nog nie vanoggend hier in die diens nie. Ja, nog. Ja, dit is die buitewyke. Hulle het uitstekend gedoen hier. Yes. Hulle het in plaas van 40 kaartjies, 50 kaartjies aangekom. So hulle het R7.000 met hulle ingebring. By 10, 18 kaartjies, hulle het 2.570 en hulle skuld is ook betaal. By 11, 2.520, hulle skuld is ook betaal. By 14, 10.220 en hulle het alles onbetaal. By 15, 13.300, nee, sorry, jammer. By 15A, 12.320 en hulle skuld is amper betaal. Maar is nog geen kaartjie waarvan by 15B, 7.420 en hulle het skoon gemaak. By 16.300 deur al die omstandighede wil ek die broer baie dankie sê. Hy het die mas gekom, het was moeilik, maar hy het het gemaak. By 17, broer Martin is nog nie vanoggend nie, maar suster Annie is hier. Ja, ons is 480 en hulle is van die wyke wat in hulle geld eerste kom inbetaal. Baie dankie daarvoor, dierbares. Ons het op 'n totaal van R105.460 uitgekom. Dit bring ons op 778 braaie. Baie dankie aan elkeen se bydrae. Voor ek vergeet dat ek net die volgende bedanking moet doen. Ons braaiers. Ons is al van 10 o'clock af was ons al by die kerk, dierbares. So vir ons groot mense, ek sien nou hier sit my broer wat ook daar met die geel baadjie en die vertel. Baie dankie vir julle ook dierbares. Ek het vir myself gesê, my vrou het vir my gesê, ek kan nie meer julle nabaai nie. So ons raak nou oud en ek wil die jeug vra, dit was ons nou jeug nie. Ons wil vir die jeug vra om help asseblief. Ons kan nie meer deurnag nie. Van die groot mense tot 12 uur, ons sal het weg. En toe daar nog eens van dierbares. Baie dankie vir al die opoffering. Dit kom nog van die kerkraad, dit kom van die religieskomitee af. Kan ons aan 'n klapie gee. En daarmee staan ek met 'n dankbaar hart. Baie dankie, broer Kassier. Ek wil regtig vra dat dis en al die jong manne hier voor die volgende jaar se draai. As dit nie vir die kom ja, ons nou maar nie hier kom mis. As jy miskien so hier van 4 uur af kan kom in die oggend, as dit baie help. Hier van 4 uur af kon vriendjie en hou se oor nou nie meer koop nie. Dus die bors houtskool gekry. En jy staat daar op 'n bruto storie om aan die bors te gaan kom van die vriendjie jy kon nie meer koop nie. Maar baie dankie vir elkeen genieters en ons wil glo dat nie dat ook die braai geniet het. Baie dankie aan die byte wat so hard gewerk het met die slaai ook. Ons sal 'n geleentheid gee die Sondagskool om vir ons die verjaarsdag te kom doen die laaste keer hierdie maand. En dan gaan ons oorgaan na die huweliksherdenking. So die Sondagskool en vir ons die verjaarsdag hanteer. Kom ons gee vir hulle geleentheid. Goedemorgen, meneer. Goedemorgen, meneer. Goedemorgen, meneer. Voor alle meneer van Nederland, iedereen wat vandaag verjaardag bent en jullie weer mag in naar staan. Happy birthday to you.
as jy wat best vir die jaar wat voor lê. Net goedheid en trouw sal u lewenslang voor. Mag dit die jaar wees waar u elke dag Godse goedheid in u lewens raak sien en in sy teenwoordigheid kan gehoor baie gaan in u se dag. Matthys is 21 jaar getrouwd geweest, kom er niet op, bring jou vrou. Is daar nog huwelijksherdenkings? As dit die enigste herdenking is, dan gaan ons oorgee vir Howard en Starita, maar dan vervolgens van ons namens die kerkraad die huwelijksherdenking gaan hanteer. Ik heb mijn vrouw samengekomen nemen. Dan hier kom zwak voor hier kom staan. Zo smeer als het moest sterven. Die bares laat mij toe. Nu die volgende tijd hier. Hoe was het moest denken? Hoe moet thuis? Die bares met op en achter. Hoe moet thuis was op een lijf met al 12 uur weg was. Ja, ik heb met die zuster gevraagd. Ja, dat is niet goed dan nou. Die waren ik het zo, laat het ik opgeschip en hij keer die af. Hij was... Ik denk niet ja of niet, yes, zo opschip, 12 uur broek meteen. Keer was zo sterk, die waren. Laat me toe om eerst geluk te zien voor Nico en zuster, baie geluk met die nieuwe dingen. Ik heb vanochtend gewonderd, is daar echt mensen wat onwintig trouwen? Kan daar iemand wees wat nog die laatste maand van jullie getrouwd is, zo baie dankie vir julle en alles sien wens en sterkte vir julle vir julle vorentoe. Ek gaan vir julle Psalm 74 lees, julle gaan seker nog vra maar hoe lees die broer aan die Psalm? Psalm 74 16 tot 17. Dit is u aan wie die dag en nag behoort. U wat aan die son en die maan in 'n plek gegee het. U wat al die seisoene van die aarde vasgestel het. Somer en winter is die werk van U. En dan het ek so 'n gedeelte opgebreek. Die huwelik is ook soos die seisoene en dit is waar die Psalm 74 inkom. Die huwelik is net soos die seisoene. Net soos God die seisoene van die natuur geskep het, gaan die huwelike ook weer verskillende seisoene. Somer is daar tye vir vrede en oogloop. Lente is daar tye vir groei en nuwe begin. Herfs is daar tye vir verandering en los. Winter is daar soms tye vir swaarkry en stilte. Psalm 74 vers 16 herinner ons aan dat God die skepper van die dag en nag, die somer en die winter is. Hy is dus nie net teenwoordig in die goeie tye, maar ook in die slegte. Wat vir ons soos eindelik kan in God se hande 'n nuwe begin wees. Dan net 'n gedeelte wat ek wil as sleutelgedagte wil. Moenie jou huwelik beoordeel volgens die huidige seisoen,
vertrou met God wat die seisoene beheer. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U die skepper van die seisoene is. Soos U die dag en nag, die somer en die winter bepaal, so is U ook die woorde in die dae seisoen. Here, wanneer ons die tye van vrede gaan, help ons om dankbaar te wees vir U die eerste. Wanneer ons die moeilike tye gaan, gee ons die geloof aan U en vertrou dat U ons sal leer. Leer ons om met liefde te kom en mekaar met liefde te praat, geduldig aan mekaar te luister, bewaar ons harte teen bitterheid, selfsug en trots. Help ons om mekaar raak te sien, en nie net as 'n geskenk nie, maar in U genade. Versterk die band tussen ons as man en vrou met God. Ek plaas hierdie huwelik in die toekoms in U hande. Ek vertrou dat U die dae seisoen sal doen. Amen. Die vrou gaan voor die kers brandsteek. Dan moet die koesie dan doen. Yes. Ons is span. As jy broodjie kom. Ja, man. Precies Christus, geliefdes in die Heer Jesus Christus, wonderlike geleentheid om in die kerk te deel alle vorme van vreugde. Welkom te wees in die huis van die Here met wat dit ook al is wat ons in die lewe ervaar en in die lewe deurmaak. Sondag is as te ware asof God die deur van sy heiligdom oopmaak vir sy kinders en sê, kom in. Wanneer ons op Sondag met mekaar saamkom, is dit nie 'n tradisie nie, dit is nie 'n gewoonte nie, ons kom net saam omdat ons een die ander wil sien nie. Nee, ons kom saam, want God nooi ons in. Matteus 11 en vers 28 sê die volgende woorde, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Hier in die teenwoordigheid van die Here, geliefdes, op 'n Sondag kan ons ontsnap van die gedryf van die wêreld en ons kan saam met ons Skepper ontmoet, soos Brawie ook nog gesê het, wat alle seisoene in die lewe bepaal. Mag ons vanoggend ook, broers en susters, God se rus, God se vrede, maar ook God se aanraking ervaar. Amen. Kom ons staan met mekaar saam en dan sing ons openingslied. We have come to this place.
hoop dat jullie sommer lekker welkom zijn in die van die Here en dat u ook gemakkelijk is. Dit gaan 'n lekker gemaklike diens wees. Ons gaan die Here nou dien met ons offerandes en ons kollektes en ons gaan aan die Here dan ook gee uit dankbaarheid dit wat hy ook aan ons toevertrou het. Gebruik van die kerk is die ook aanbidding, sal ons gelei met 'n paar koortjies en dan sal die diakens dan by hier kom om dan die kollektes op te neem. Eerste kollekte, die blou sakkie is gewone kollekte en dan die tweede kollekte, die rooi sakkie, gaan dan vir instandhouding. U dan nou die beursie vergeet het kollektes, in een van die winkels, want dit was ons nou besige naweek gewees. Die selfoon is daar, dan kan u sommer met die e-poks vanoggend vir die Here en aanbaring kan gee. Kom ons sing tot eer van die Here, terwyl ons oop ons harte en ons sakke oopmaak om die Here te gee.
Sê die oor asseblief. Hemelse Vader, dankie vir die geleentheid om met jou Christus te woon. Sien ons waar ons nou in die woord uitgaan. In die naam van God. Amen. Amen. Baie dankie, broers en susters. Nou toe ek nog vanoggend in die konsistorie kom, dus die kerkraad bijgekomen het voor het licht, dat die Lisa. So maar we gaan nog ogen naar jullie voor ons weer gegeven. Maar ik nog een ding wat ik dus van hard leer die voor vakantie bevriend. Die preek voorbereid, broers en sisters. Maar vanoggend, voordat we ons naar die boodschap toe gaan, gaan ons een gelegenheid gee vir die brigade wat vir ons gedig gaan doen en net daarna die gedig van die brigade dan gaan ons oorweeg na die woord van die Here. Goeiemôre gemeente, vanoggend is dit gedoog. Meer as hulle kyk na in sonder kom te vra. Plaag hulle aan etikeette oor nie goed gaan doen. Dis kas te angstig te maak. Maar God kyk anders. Hy lees nie die woorde wat mense op die voorkop skryf nie. Hy kyk verby dit. Hy kyk verby die label en hy kyk na my aan. Waar mense net foto sien hy woorde weer. Waar mense net die verlede onthou sien hy 'n nuwe begin. Ek is nie vasgevang in die name waar mense my gee nie. Ek is geliefd, ek is gekies, ek is vergewe, ek is waardevol. Nie omdat ek dit verdien nie, maar omdat Jesus dit oor my sê. En daarom sal ek nie weer volgens die etikette van mense nie, maar volgens die waarheid van God. Want ek is meer as leider, ek is 'n kind van God. Ons sê baie dankie Celine vir die pragtige gedig. Ek is al gespreek die gaan die CYM nog sing. Kom ons laat die CYM hulle net vir ons opoffer en dan gaan ons jy kan ons daarna met preek. Kom ons laat die CYM vir ons sing en dan gaan ons na die boodskap toe.
die CYM vir hulle liefhebber vir ons gesing het en ook die herinnering dat ons vanoggend gee dat niks onmoontlik is vir Jesus Christus nie. Ek gaan nie vanoggend alleen preek nie, geliefdes. Ek het 2 gaste wat vanoggend saam met my die boodskap gaan doen. So ek wil vanoggend aan die voorstel, broers en susters, nie vreemdeling by ons nie, bietjie langklas kom kuier, maar sy sal vanoggend weer terug hier so in die gemeente, mevrou Trebonia Lekay, so sy kan na vore kom, en dan vanoggend hier saam met my kom sit, maar sy het nie alleen gekom nie, hier by ons is hy huiskinders wat vanoggend saam met ons gaan sit en gesels, so ek gaan vir Johanna vra om daar ook na vore te kom, en ek gaan vanoggend so bietjie saam met Trebonia en saam met Suster Johanna gesels wat natuurlik 'n aanbieding gaan gee na ons boodskap. Kom ons gee vir die dames en die hande klap. Geliefdes, ek gaan nou saam met hulle sit. Ons gaan vanoggend, broers en susters, 'n bietjie 'n gesprek hê en so 'n bietjie saam met mekaar praat. Die jeugdweek en hierdie week gegaan oor, wat was julle tema? Meer as 'n label. As jy nou pragtig gesuiwer Afrikaans praat, meer as 'n etiket. Meer as dit wat mense sê, ek is. Maar kom ek praat dit alleen. Môre, Suster Johanna, môre Trebonia, welkom. Baie dankie dat julle ingestem het om vanoggend saam met ons 'n bietjie te gesels rondom hierdie belangrike tema dink ek. Trebonia is dan saam met my stemmissie wat vandag 'n groot uitdaging vir jong mense is. En dan ook Suster Johanna, ons wil graag so 'n bietjie van jou kundigheid hê oor hierdie veld. Johanna, ons wil net jou vertel vir ons 'n bietjie meer van die werk wat jy doen. Wat is dit wat Johanna doen by Robertson Winery? Jy is nog vanoggend 'n pragtige verkoopsdame op die wynklere van Robertson Winery. Ek is nou nie meer betrokke by die labeling nie, maar ek is eintlik in die uitstraafdeling as hulp. En ek is verantwoordelik om daagliks die afwesigheidslys, elke oggend klinieke afsprake, reël vir werkers wat op die seun is. En dan ek is ook verantwoordelik om PPE uit te boek vir ons werkers. En dan Jakob ook met verlof van productieafdeling en dan ook die invoer, en dan Jakob met enige verwante, uitslaafverwante take wat aan my toegegee word. Ek is baie dankie, Johanna, soos ek kon in die shots afneem. Hou nou by enige van hulle leer, is bang vir iets, ja. Baie dankie, Johanna. Trebonia, vertel ons so 'n bietjie van jouself, sommige van die mense wat vergeet het, so lank as jy by ons. So stel jy weer 'n bietjie voor vir ons, wie is Trebonia, wat over Trebonia aangaan, maar dan ook, vertel ons 'n bietjie oor jou werk, wat doen Trebonia op 'n daaglikse basis? Goeiemôre liefhebers, soos jy gehoor het, is ek Trebonia Lekay, 'n geborene van Robertson, getroud. Ek dink dat die 2 kinders sou weer gaan, almal getaal. Ek het 2 seuns, een van 14 en een van 8. En ek is vir die afgelope 19 jaar aan 'n maatskaplike werker. Baie lank in Robertson gewerk as 'n VV by die Herbergkinderhuis vir 10 jaar gewerk. Ek is huidig skoolmaatskaplike werker, so ek werk vir die afgelope 6 jaar by Jackson Tegniese Hoërskool in Bonnievale. So ek werk spesifiek met die jong mense. Maar nie net met die jong mense nie, maar ook met hulle ouers en die gesin. So ek werk met die hele gesinskomponent aan die gemeenskap en ek werk op 'n daaglikse basis met
goedjies wat jong mense moeilik vind. En hierdie is regtig so 'n belangrike onderwerp waaroor ons as gemeenskap moet gesels. Ek dink dit is nodig vir hierdie gesprek om plaas te vind, want ek sien die gevolg by die skool. Ek sien die gevolg by die kind, wat in die kind voorkom. So ja, dit is Livonia. Baie dankie Livonia, soos jy sê, dis 'n belangrike gesprek en dis ook net dit is belangrik dat ons praat oor hierdie tema vanoggend, dat dit iets wat kan blootstelling aan groot mense ook kan gee, maar ook saam met die kinders daaroor te praat. Ja, ek wil gesê, jy was ook in die library lyn van jou werk gewees. So, omdat my verhoor was jy blootgestel aan labeling in die produksie. En nog 'n vraag saam met dit miskien is, hoekom is labeling vir 'n produk baie belangrik? Van in die geval nou, Robertson Winery, die Strong Robertson Winery, is seker nog een vir elke vakansiedag vir my, maar hoekom is labeling van 'n produk baie belangrik? Ons kan ons die bottels net kaart instuur. Dit gaan ons in elk geval oor die inhoud. Hoekom is die labeling dan so belangrik van 'n produk? Ek was vir meer as 25 jaar blootgestel aan labeling in die produksiewêreld, waar ek fisies self op die produksielyn gewerk het en met die produk self gewerk het en ook groot deel ook toegesien het daarna dat dit gelei die produkte die gelabelde produk verpak word. Hoekom het belangrik is dat 'n label op 'n bottel moet wees, sodat ons die inhoud van 'n bottel sal kan identifiseer. So as ek 'n label op 'n bottel sit, sal ek dan presies weet wat is in daai bottel. Okay, so jy sê eintlik die labeling van die bottel dan help ons om uit te kan ken wat binne in daai bottel is. Nou, dan kan ons maar net 'n naam opsien opgesit. Wat oorweeg julle baie keer wanneer julle nou labels opsit op die bottel? Dis ons nou om ons indikasie te gee oor wat binne is. Maar wat presies word in ag geneem wanneer jy 'n label design? Kom ons maak nou byvoorbeeld, hier is nou die pragtige, het lyk vir my soos 'n teepotjie. Hierdie is 'n natural sweet red. Moenie laat jy dit julle ken dat julle maak as jy dit ken. Dis nou die pragtige natural sweet red. Hulle kom ons maar net dit opgesit het. Nou het hulle hierdie klomp mooi blommetjies en al die tipe van goed, en hulle nog as gesien agter op die bottels gewonder is daar ook 'n klomp geskrewe goed. So hoe neem julle in ag wat presies op die label is? Wat se inligting gaan daar op? Wat is daai proses? Met 'n labeling van 'n bottel gestel, dit is byvoorbeeld natural sweet red, om aan die verbruiker bekend te gee, sodat die verbruiker presies weet wat hulle gaan koop. En dan byvoorbeeld die naam van die wyn, so as ek die botteltjie gaan koop, gaan ek weet, dis natural sweet rosé. In die geval van bottels waar die oesjaar op is, gaan ons weet, dit is in 2026 of dis in 2025 as dit gebottels, ons gaan weet, agter op die bottel is 'n lotnommer en dan daar is ook 'n datum waarop sê best before die datum of dit is die spesifieke dag is het geval. So daar staan hulle inligting op en dan soos in ons geval Robertson Winery en dan seker nou ander kelders ook kan ons sien dit kom vanaf Robertson Winery. So as daar bekend ons maatskappy en dan sê ons wat se produk ons het. So die naam van die maatskappy is belangrik dan nou op die label van die produk.
naam van die produk wat binne-in is, en dan natuurlik ook soos jy sê belangrik, wanneer nou vul is oor wat 'n oseaan dit natuurlik is en so. Terwyl jy ook soms gesels so 'n bietjie oor labeling by jong mense. Maar voor ons miskien by jou vra, kom ons praat saam met jong mense wat hier sit, hier voor ons. Ons label ook soms baie keer mekaar. Nee, is dit so? Ek is nou nie meer by die skool nie, maar julle is by die skool ten teorie. Ons label ook ons mekaar. Wat se labels sit ons baie keer soms op mekaar by die skool, maats? Sê gou van weer Simpson. Slegte labels, byvoorbeeld. Slegte labels soos byvoorbeeld, ons teer ons mekaar, dan teer ons mekaar. Groot kop, wat nog? Groot kop, lang kop, dom, sleg. Hy sê goed nie. Dis wat ons vir mekaar soms by die skool sê. Terwyl hoe affekteer hierdie slegte labels jong mense? Jy werk ons nou saam met hierdie jong mense en omdat hulle natuurlik weet dis 'n maatskaplike werker, is dit baie gemaklikheid om saam met jou te praat, oop te maak. Hoe affekteer wat kan jy op? Hoe affekteer hierdie slegte goed wat mense vir mekaar sê? Hoe affekteer dit 'n mens? Ek dink dit is belangrik om te besef dat wanneer ons as produk aan die produksie en 'n label is nou op 'n bottel of 'n produksie. Die produk het nie die komponent wat ons as mens het wat ons noem emosies nie. Dis 'n produk. Hy het nie gevoelens nie. Maar wanneer ons praat van die mens, dan bestaan ons uit klomp goed. En emosies is een van dit. Wat die mens opmaak. En ek dink labeling affekteer jong mense meer as wat 'n mens dink. En baie keer wat gebeur is dit begin by 'n terg. Nee, alles begin altyd by 'n terg. En jong mense praat nie noodwendig nie. Wanneer hulle baie keer hier's met kinders wat hulle ouers toe gaan kom by die huis en sê mamma, jy het A, B en C gemaak. As daar nie 'n verhouding is tussen ma, die pa en die kind nie. As daar nie 'n verhouding is tussen hulle nie, dan gaan die kind maar op sy eie probeer aangaan. En die effek wat labeling of etikettering het, is baie dieper as wat ons dink, want hy bou. Dit is soos, ek sê altyd, dit is soos 'n vulkaan. So hy het sulke layers, so hy vat dit, en ek vat dit, tot op 'n dag. Dan snap ek. En daai snap kom in verskillende vorms van gedrag uit. En as ons as ouers nie bewus is of nie kyk, en ons ken nie ons kinders nie, gaan ons nie sien. En dan gaan ons oop maak voordat dit te laat is. So ons moenie ek soek nou 'n gepaste woord nie, maar ons moet so dom wees, of so toe wees, of ons so toe hou, as om nie te observeer nie, wat met ons kind aangaan, hoe ons kind is nie. En as u nie die kind ken nie, gaan u dit nie sien. En dan gaan u dit begin sien, dan is dit heeltemal te laat. Dan is dit daai punt wat die kind nou nie meer vir u luister nie. En dan kan u nie verstaan waarna dit kom nie. So ons moet die jong mense van hulle kante af moet ook hulle moet self ken om te kan weet, hierdie ding het 'n effek op my. As iemand ek met triggers, ons almal het triggers. So jou trigger is iets wat al voorheen met jou gebeur het en wanneer iets weer gebeur, dan remind dit vir jou aan iets, maar jy kan nie jou vinger op sit nie. As ek nie met triggers ken nie, dan gaan ek nie weet die ding pla vir my nie. So ons as ouers regtig bewus wees van wie ons kind is, waarmee ons kind ons besig hou, sodat ons kan sien wanneer ons kinders gelabel word. So jy sê, kyk met 'n produk byvoorbeeld, is maklik om te sien wanneer die produk verkeerd is, of wanneer iets nie reg is met dit nie, maar dat by 'n mens miskien anders werk, want daar's verskillende vlakke. Ek het nou spesifiek gepraat oor hierdie issue van emosionele
affektering wat labeling ook het, wat baie keer gesien word het. Ons sien en dan is soms van die ouers, ons sê, ek wil amper sê, soos jy sê, ons is naïef om te dink, ag maar die kind het maar net deur 'n slegte dag, of die kind gaan maar net deur sy of haar tiener probleemies en die tipe van goed. Konstante negatiewe labeling, as kinders konstant negatiewe goed hoor. Ek is by die skool en dan word konstant vir my gesê, ek is dom, ek het 'n groot kop. Hou dit enige gevaar in vir so 'n persoon wat konstant negatief gelabel word. Daar word altyd iets negatief vir so 'n kind gesê. Watter gevare het dit vir so 'n kind in? Die woord sê dat die lewe en die dood in mag van die tong. En dit is, ons moet baie besigtig wees wat op ons mond uitkom. Maar voor ons by die skool kom, begin dit by die huis. As ek kon dit vir vandag kan verduidelik, dat 'n mens se brein is soos 'n spons. Hy trek inligting op, ervarings op, en vanaf 'n baba tot omtrent so 9-10 jaar, alles wat 'n kind hoor, die meeste van die wat 'n kind hoor, gaan sit in jou langtermyn geheue. So as 'n kind by die huis negatief hoor, die hele tyd, elke dag, dan is dit wat gaan vassit. So dit gaan agterwees. Dit gaan elke keer na vore kom. Want as 'n kind positief verstem word by die huis, gaan die opinie van die mense in die skool saak maak. Want dit wat ek weet is positief. Maar as ek net negatief die hele tyd hoor, jy is jou pa, speel ons daar nie, die ma en pa sê mekaar het, ek moet dit lekker uitgewerk nie, nou is dit die kind in die ma en die ma van die pa, jy is jou pa, jy is so slecht soos jou ma, jy is net so voort soos die kind, kan die kind nie op, dis negatieve goed wat die kind die hele tyd binne die huis hoor, dit is sy safe space, jou huis is veronderstel om jou safe space te wees, maar as die mense wat jou veronderstel om safe te hou, dit nie doen, dan gaan die effek gaan dit die woorde van mense buite meer tel as dit van die mense binne. So jy gaan outomaties as jy by skool kom en jy word geconfronteer met negatieve goed, kinders sê die hele tyd negatief, jy is dom. Ek maak ook by ons met 'n vaardigheidsskool, so hy is tweesrol, hy is tegnies en vaardigheid. En in die begin het die gemeenskap gepraat van die dom kinders. Die onderwysers by die laerskole het gepraat van die dom kinders. Jy gaan Jack Sterwel toe, want jy is dom. So, as jy die hele tyd hierdie goed hoor, dan glo jy later dat ek is dom. So ek gaan ook nie meer effort insit nie, want ek kan nie, want ek is aan dom. So ek gaan dit nie doen nie. So ek dink die mense besef altyd dat dit wat in hulle mond uitkom, hy nou, as 'n kind klein is, en hy hoor heeltyd negatiewe goedjies aan, gaan dit dadelik 'n effek hê. Jy gaan dit ook sien. Die gedrag kom uit wanneer die kind 'n tiener is, wanneer die kind op die hoërskool is, dan kom die gedrag uit. Want as 'n jong kind, as 'n klein kind, kan die kind nog nie besef dit wat ek gesê het nie, toe hy jonger was nie. Maar wanneer ek ouer is, dan besef ek mos, dan het ek klaar aangeneem, dan het ek klaar my eie gemaak, en dan is dit moeilik om gedrag te swaai. Die wat ons kom hier sê op die ene, ek is baie lang in 'n maatskaplike werker, en ek werk al lang met jong mense, en wat vir my hartseer is dat jong mense van my voorbeeld sê, juffrou, my ma vra nie, so was my dag nie. My ma vra nie, so gaan dit nie. 'n Kind gaan soek daar buite. En dan is dit nie noodwendig die beste plek waar die kind dit gaan soek nie. So ons moet in ons huise dink begin. Dis die beginpunt. Want as ek positief, as ek my kind positiewe woorde gee en hom in self laat glo, dan gaan die opinie van mense buite nie so saak maak nie. Die opinie maak net saak, want ek kry nie validation binne die huis nie. So wat ek hoor nie sê, is dat wat mense soms sê, of die labels wat soms op ons geplaas word,
begin later aan deel vorm van ons identiteit en ons begin later aan dit glo van onsself. Almal sê ek is dom omdat ek bijvoorbeeld dat ek skerp is, so nou glo ek is 'n dom kind. Ek probeer nie eers meer, jy weet, insit nie, want almal glo ek is 'n dom kind of enige negatiewe ding. Johannes, so nou net die vraag of wonder in die produkte wêreld dan, wat se boodskap wil maatskappye met hulle labels kommunikeer? Ek maak nou maar byvoorbeeld daar agter is 'n pragtige pavilion Mimosa, jy sien hoe mooi geversier. Ek weet nie as dit butterflies daarop is nie, of dit blommetjies is nie. Wat probeer mense kommunikeer met labels van die produksiewêreld? Kan labels soms deur mense verkeerd gelees word? Ek maak nou byvoorbeeld, ons kan nou skryf oor hy label daar agter, is dit 'n butterfly of is dit 'n blommetjie? Wat word gekommunikeer met labels? Kyk, in die wynbedryf, as die labeltjies opgesit word, trek die verbruiker se aandag. So ek gaan nuuskierig wees om na die produkte om kyk. Hier is ook iets niets, hier byvoorbeeld die Mimosa, dis iets vreemds, ek het nooit dit op die rak gesien. En so trek dat die verbruiker om nader te kom en so dan te lees wat op die label staan. Dit wat op die label staan en dan ook nuuskierig te wees om dit later te beproef. So ek lees dit, trek die verbruiker se aandag en dan wil ek graag weet wat die inhoud van die produk is. Ons het nou hier by ons so 'n paar weke terug, ons moes nou groot vloedskade gehad en ek was nou by van Hoofdryn gewees, van hulle was nie van die plase waar die meeste geaffekteer was. Wat gebeur soms wanneer 'n produk se label verskriklik beskadig word? Kyk, jy sê ons nou, jy probeer die verbruiker se aandag trek, jy probeer die ding bemark. Wat gebeur wanneer die label wat ons dink nou aandag gaan trek, beskadig word of iets gebeur met iemand kom met die bottels se labels af, ons metaalbottels. Kyk, nou soos byvoorbeeld, ek dink is hierdie aan die kant wat daar by jou staan, wat nou, dis nou die retief, wat nou, sê jy al hier? Ja, hulle het ook 'n nuwe label opgesit van die ou label is beskadig. Maar hierdie label is, hy is veronderstel om die aandag te trek, maar nou sê beskadig. Hoe beïmpak dit nou die hele bedryf en die boodskap wat julle wil kommunikeer? Soos in die geval nou, met die beskadigde label, die verbruiker gaat nou onzeker wees. Wat is die produk in die bottel? So die inligting wat dan op die label is onbekend. So daar gaat nou baie finansiële impakte gaan wees met 'n beskadigde label. Dit kan beteken as die spesifieke produk in die mark is, dat dit moet onttrek word, dit moet herlabel word en dit is finansiële verliese wat so 'n maatskappy lê. Maar ek het daar gesien van Hoofdryn het iets niets opgedok. Hulle het daar iets niets opgedok, so hulle het nou uit die boks uitgedink om iets te bemark as 'n orderaffaire iets. So. Kom ons gaan weer terug na jou mense toe, Wonia. Hoe kan ons binne in 'n wêreld waar mense so maklik labels op mekaar plak, hoe kan ons onsself as jong mense beskerm, maar hoe kan ons ook verhoed dat ander mense beskadig word deur dit wat mense op hulle plak? Hoe kan ons kinders identiteit beskerm vanaf hierdie negatiewe label wat hulle baie keer hoor? Hierdie een van die stomplaal die verskriklik baie. Hoe beskerm 'n mens kinders daarvan? Hoe beskerm 'n mens kinders wat
elke keer moet hoor, ag jy gaan nes jou pa wees, jy nes jou dronkkoop, daai tipe van goedertjies. Ek wil net sê, hoe behou ons die onskuld van jong mense weg van hierdie negatiewe wêreld, wat negatiewe plak op kinders is. Ja, ek sê altyd, almal van ons is nie goed in aansien. Ons almal kan nie kos maak nie. En ons sal ook voorbeeld maak. Ons almal, die mense wat goed kan skoonmaak. Almal kan nie skoonmaak nie. Almal kan nie huis skoonmaak nie. Almal kan nie kos maak nie. En ek dink ons moet ons kinders begin leer, net omdat ek akademies nie sterk is nie, beteken nie ek is nie slim nie. Ek sê altyd vir my broer is 'n assistent apteker, hy is in die IT wêreld. Ek sê vir hom, jy is slim in jou veld. Ek weet niks van 'n pil nie. So ek is slim daarin, jy is slim daarin. Maar gaan jy iets weet van maatskaplike werk? Nee. Elkeen van ons is intelligent en slim in jou veld. En die belangrikste wat ons kinders moet leer, is om hulle sterkpunte te sien en te ontwikkel en te weet waarin is ek goed, want jy is goed in iets. En ek dink dis die boodskap wat ons jong mense moet bring, is dat ek sê ook baie keer by die skool, nie almal wat gaan studeer maak 'n sukses van hulle lewe nie. Ons moet daai op ons kinders se kop uithaal, ek moet gaan swat, ek moet universiteit toe gaan. Dis net mense wat hard werk wat 'n sukses maak van hulle lewe. Maak nie saak wat jy wil doen nie. Dit gaan oor ons moet ons kinders leer om okay te wees wie ek is. Ek is wie ek is. Ek het 'n meneer gehad in 'n prenteraal, hy het vir ons biologie gegee. En hy het eendag iets gesê wat ek altyd sal onthou. Hy het gesê, mense sal altyd 'n opinie van jou. Altyd. Of dit positief is en of dit negatief is. Jy het die mag om te besluit, gaan jy dit vat. As iemand iets van jou sê wat negatief is, of iemand dan van jou van ons storie al gesê, maar jy besluit, vat jy dit. Jy besluit, trek dit aan. Jy maak die keuse, en dit is letterlik om 'n keuse te maak. Nee? Ek sê altyd, om die Here te dien, gaan jy wat voel nie. Want vandag voel jy goed, en as die Here goed en die Here kom vir ons deur, môre plek in die grond en dan praat ons maar as die Here. Om die Here te dien gaan wat ek weet. So ek wil hê julle moet gaan, as jong mense moet die waarde ken. Wie is? Jy moet die sterkpunte ken. En dan gaan die opinies van ander nie tel nie. Jy, en ons as ouers moenie ons kinders vergelyk met mekaar nie. Want ons is almal verskillend. Ons het almal verskillende talente, ons het almal verskillende belangstellings. Die belangrikste vir my is, dat die woord sê dat, Jeremia 29:11 sê, ek weet wat ek vir jou op transcendeer, jou God. Voorspoed en teëspoed. Ek wil vir jou 'n toekoms gee, 'n verwagting. En ek is 'n trotse morgensoort wees, nee. Ek sal nie skaap wees vir waar ek kom. Ek het 'n morgensoort God, wat is in Israel, en toe 'n morgensoort. Want dit maak wie ek is. Die feit dat ek weet waar ek kom, en vir myself gesê dit, jy kan. Mense moes baie gesê oor morgensoort. Nee, morgensoort is die eerste ophuisies, nee. So mense het baie gesê daaroor, maar ek wil hê, jy moet jou storie gebruik om 'n sukses te maak. Ja, hoe jy groot geword het, maar gebruik jy om suksesvol te wees. Want op die ouderdom van die dag, tel dit nie waar jy begin. Jy is ook nie verantwoordelik vir jou begin, maar jy is verantwoordelik vir jou einde. Nee, onthou dit. Dit maak nie saak waar jy bring, dit kan 'n hok wees, dit kan 'n mention wees, dit kan maak nie saak waar nie. Dit garandeer sukses nie. Jy moet in jouself glo. En jy moet vir jouself sê dat ander mense ons opinie oor my. Ja. Maar die mense wat my ken, weet mos wie ek is. En jy vat dit en jy maak 'n sukses van die Ons wil begin afsluit. Ek gaan nog vra Johanna en dan Pretoria. Ons het so besig om 9 maand af te sluit.
Snaaks moet julle al twee van haar seuns, Johanna het twee seuns, een is in die politiediens, die ander is van bedryfse. So jy het ook as ma kinders groot gemaak. Wat is jou boodskap vir jong mense vandag? Wat in hierdie negatieve wêreld leef? Miskien was die wêreld nie so negatief toe jy groot geword het, maar ons sien beskryf negatief. Mense sê die snaakse goed oor jong mense. As 'n ma, wat sê jy vir jou kinders in die oggende voor hulle uitgaan om te gaan werk in die dag? Wat bemoedig jy jou kinders die saam met ons jong mense vanoggend nie kan? Voordat we die gedeelte gaan noem wat ik met kinders wil ik graag voor die jeugd bemoedig ik dit samen met 16 personen. Als ik het onderwijs kan is. Maar dit samen met 16 personen sê die Here besaar moenie na sy voorkoms of sy buitengewone lengte kyk nie, want ek het hom nie gekies nie. Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mense nie. Die mense kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike. So dit het ek vanoggend vir julle as maats gesê, soos julle gehoor het, is die label by een product uiters belangrijk vir die product. Maar in ons as mense geval is die product, ons as mens uiterlik belangrijk vir Jesus. Is ons as mens vir Jesus baie belangrijk. Hy stel vandag belang aan ons uiterlik nie, maar ons hart. Daarom maats, kom ons sorg dat die product ons hart vir Jesus reg is. En word jy vandag as wie of wat gelabel, sorg dat Jesus die product binne jou ken. Maats, soos julle die verskillende bottels sien, met die verskillende labels en ook die verskillende inhoud, so lyk ons ook verskillend van buite en ook binne. Wees bemoedig. En dan gewoonlik sê die Here, dit is my deel wat ek altyd vir my kinders sê, onthou, die Here stuur die engel voor jou uit en sy die paai geluk te maak. Baie dankie. Terwyl jy bemoedig vir ons jong mense vandag wat in 'n negatiewe wêreld leef, met soveel negatiewe goed wat vir hulle gesê word. Ek besef vandag, dit is regtig nie maklik om 'n jong mens te sê. Ek was baie lank terug ook 'n jong mens. Ek is daar maar in die 40, maar ek dink ek was lank terug ook 'n jong mens. En dit wat die jong mense vandag nie deel, is die hartklop wat by ons gedeel het nie. En ek besef dit. En ek besef dat julle baie meer vrese as wat ons het. Julle sit met baie meer onsekerheid as wat ons gehad het. Ek dink ons kon nog kind wees. Ons kon nog jong wees. En in 'n wêreld wat so gedrewe is na soveel verkeerde goed, is dit so maklik om 'n verkeerde keuse te maak en op 'n verkeerde pad te beland. Maar weet jy, ek wil vanoggend vir julle bemoedig, en ek wil vanoggend vir julle sê, ek wil eers met die ouers praat as ek mag. Ek dink dit is belangrik dat ons as ouers tyd maak vir ons kinders. Regtig tyd maak. Ek praat nie van vir die kind koop wat hy wil hê nie. Daar is die tyd maak nie. Ek praat nie dat ek besef ons is besig. En ons het werk en ons moet kom huis toe en ons kos en ons is regtig besig dat ons nie tyd het vir ons kinders nie. Maar dis wat die duiwel is van. Want ons gee vir hulle 'n selfoon, ons gee vir hulle Xbox en whatever, hou jy jou besig, ek moet goeie kos maak, ek moet goed skoon maak. En die duiwel vang vir ons
met hierdie goedjies. Ek wil vir julle sê, 'n eenvoudige ding, soos môre my kind, jy lekker geslaap, wanneer hy wakker word. Dis hoe wat ons kinders ken. Dit klink baie weird, maar dit gebeur. As om vir jou kind te sê, ek is lief vir jou. Ons ouers ken nie van ons kinders sê, ek is lief vir jou nie. Hulle wil dit weet. Hoe moet 'n kind dit weet? 'n kind kan nog nie aksies by dade, hy wil dit hoor. 'n kind wil dit hoor. Ek vra vir u, maak tyd vir u kind. Al stap u net saam eers heen, dit hoef nie geld te kos nie. Ons moet alles aan geld koppel. Dit hoef nie. Dis klein goedjies wat sin maak. Ek wil vir u sê, ek het baie beker geleeg vir jarige. En ek het 'n gewoonte om elke oggend vir my kinders gesê, ek weet hoe hulle is. My oudste een kan jy dit omvat en sê, netjie, dan is hy op. My babietjie gaan vir my sê, 5 minutes mama. So ek het nou al geleer, ek wil jou 'n bietjie vroeër wakker, dat jy nie 5 minutes. Bestand as wat jy ons skel, om vir die eerste keer wanneer hulle opstaan, hulle skel op te staan. Hulle hele dag. Hulle word wakker met skel, en jou kinders ken. En ek sal altyd ons bid, ek sal my kinders voor hulle by die deur uitgaan, en dan sal my babie sê, mama, jy moet 'n goeie dag hê en doen wat jy moet doen. Omdat ek vir hulle sê, het 'n goeie dag, doen jou beste. Gaan. Dan wil ek met die kinders praat, met jong mense praat. Die woord sê, dat hy wat binne in my is groter as hy wat in die wêreld is. En jy gaan eers in jou lewe te doen kom met teleurstelling. Eers in jou lewe gaan 'n maatjie vir jou seermaak. Eers gaan 'n maatjie 'n storie van jou maak by iemand anders. Nee? Die wêreld daar buite is nie vir jou nie. Jy moet 'n fondasie hê. En ek wil vir jou bemoedig vanoggend dat bou jou huis op die rots. Dan gaan die storms maar kom. Ons word nie gegarandeer dat die storms gaan wees nie. Maar as die storm kom, dan gaan jy staan. Jy gaan vas staan. En ek wil vir jou sê, as jy vandag miskien 'n bietjie moeg is okay. Sit. Rus. Moenie omdraai nie. Staan weer op. En dan face jy die wêreld. En dan sê jy vir die wêreld dat hy wat die goeie werk in my begin het, hy is in staat om dit te volëindig. Ek sê altyd vir mense, kyk na my. As jy 'n voorbeeld soek van wat die Here kan doen, kyk vir my. Môre sal my sien, enkel maar, wat ook in 'n kombuis werk, maar hier staan ek. Hier is ek. Nie omdat ek baie wonderlik is nie, maar omdat die Here bly. Hy weet wat jy nodig het. Hy weet waartoe jy op pad is. Dis hoekom hy sê, ek het vir jou 'n toekoms. Jy gaan dit maak. Never mind wie sê. Never mind wat sê. Dat die werk wat die Here in jou begin het, jy gaan terugkyk en jy gaan sê, ja, as dit nie vir die Here was nie, sou ek nie gewees het nie. Staan vas. Hou vas. Moenie ophou nie. Die Here gaan voor jou en hy maak hoogtes gelyk in enigiets wat jy wil doen. Amen. Krijgen kom ons die was gaste. Dan kan die Lisa die autogram na vore te kom en dan ook net so blykie van hanteren aan onze gasten te gee. Weer eens baie dankie Terwonia, Sister Joanna, baie dankie dat julle vanoggend dan ook saam met ons in die kennis kom julle, maar ook vanoggend vir ons kom bemoedig het daarom.
Nog hartelijk broers en susters, ek gaan nou nie nou preek nie. Ek dink die boodskap was baie duidelik vanoggend gewees. Ek gaan miskien net doen wat so staan en dan gaan Medlin en die hier in die kerkraad nou gedurende die maand daaroor preek vir julle by ons op vakansie is. Die Bybel praat ook van labels. Die Bybel sê ook dat ons op ons moet sit. Maar anders as die wêreld, is die goed wat die Bybel sê ons moet op ons sit tot ons voordeel en nie tot ons nadeel. Ons is besig met Efesiërs en Efesiërs vir sukses sê trek dus die volle wapenrusting van God aan, sodat jy in die wêreld staande kan doen. Ons kan nie bepaal wat mense van ons op 'n spesifieke dag gaan sê. Ons kan bepaal wat ons daarvan maak. En hoe ons help om ons te bepaal is om deur onsself toe te rus met dit wat God sê ons elke dag in ons lewe aan moet trek. Kom ons bid saam. Here, ons dankie vir die besonderse wyse waarop U ook vanoggend ons erediens met ons kom kommunikeer het in eenvoudige gesprekke. Dankie dat ons Here kan leer van die kundigheid van ander mense en hoe dat U ook Here hulle gebruik om vir ons 'n gawe te wees. Gebed van ons harte is dat hierdie inligting wat ons vandag gehoor het met betrekking tot produksiewêreld en die labels daarin leer, Here die emosionele aspekte vanuit die perspektief van 'n maatskaplike werker en impak wat dit het op mense se lewe. Help ons Here om na te dink oor dit wat ons vanoggend gehoor het. En jy te gaan Here en waar ons veranderings in ons lewe moet maak. Help ons om dit aan te pas, sodat ons as ouers meer teenwoordig in ons kinders se lewe kan wees, meer lewe kan spreek en ons kinders Here meer mag lei in positiwiteit. Mag U ook vir ons Here as jong mense die vermoë om onsself op die waarheid van God toe te rus. En nie Hemelse God en Vader ons lewe te leef op die standaard of opinies van mense nie, maar te leef soos U vir ons geskaap het. Want Here, U kyk op ons neer as U skepsel waar U 'n behaag. Stop die seën oor die hand van ons net as ons dit bid met soveel aandacht. Amen. Dus ons het aan die einde van ons erediens gekom en ons gaan na die bedankings toe. En die bedankings gaan gedoen word deur die CYM en die brigade. Goeiemôre gemeente. Namens die CYM en die brigade wil ek baie dankie sê aan al die jong mense en die jong organisasies wat ons hier baie gehoor het en as ook die ouers wat gejaag ben met die beplanning en die organisering van die CYM. Goeiemôre gemeente. Ek wil ook nog baie sê aan spesiale dankie gee aan die predikant en die kerkraad wat die woorde was by ons die program. Ons wil ook baie dankie sê aan Tannie Lisa en waar ek van nooit tans in die dienste sien vir hulle moeite wat hulle ons gedoen het in bewus. Ons wil ook dankie sê aan Suster Woudia en Johanna vir oggend se gesprek oor die tema meer as 'n leier. God se naam. Broers en susters, dan dink ek ons het aan die einde van ons diens amper gekom. Net voordat ons broers en susters ons slotlied gaan sing, ek gaan net ons gemeentebediening saam vra om vir al ons jeugverenigings in die kerk 'n woord van gebed te doen. Dis nou ons brigade, ons CYM, ons Sondagskool,
Maar selfs ook ons kapisante wat ons probeer leer vanuit die woord van die Here. Jong mense kom ons staan, al ons jong mense, en dan draai ek ons saam met Hendriks om vir ons voort te gaan in die woord van gebed. Als vader dus wat wordt bericht en dat is hier. Dus kom ons dat. Vader, baie dankie dat ons oggend in die heel gedeelde woorde met kan wees. Ons dank die Here vir die besonderse wyse waarop U vanoggend met elkeen van ons gepraat het. En Here, wanneer ons vanoggend na U woord gelees het, dan het ons gevoel as dit ook nie van voor goed gemaak word. Want U het vanoggend vir ons les kom gee. Waar ons weet, ons begin het, maar waar ons gaan eindig. Bid vanoggend Here vir ons weg. En ja, Here, is ongehoor. Dit is moeilik om vandag die jongens te wees. Maar Gees van God, ons gebed vanoggend dat U vir elkeen van hulle op God aan baie happy sal wees. Here, gee die vrymoedigheid om met U te praat. Here, gee die vrymoedigheid om met maar U te kan praat. Gee aan hulle die vrymoedigheid, Here, om met iemand te praat waar hulle vertel en wat hulle kan vertel. Om op compleet Gees van God dat U vir hulle onder die heilige en kostbare bloed sal doen. Dat hulle sterk sal word. Dat hulle sal vaststaan. Dat hulle sal weet hulle kan op U kom vertel. Ons dat in al ons verenigings vanoggend Here. En wat ons vanoggend kan bid, dat ons bid met elke sondag vir onderwyser wees. Here, wat met klein kindertjies weg, om vir hulle klein boodskappies te gee van God se liefde. Maar ons kan bid dat U elke sondag onderwyser so sal God, dat hulle nooit moeg sal word om te leer van Jesus Christus. Dat al ons verenigings, Here, ons bestuur van ons verenigings, verbid dat die Here elke dag na al ons omhoog sal, dat hulle nooit moeg sal word om die goeie werk van die Here te doen. Verbid dat die siel van die Here op elke vereniging van ons gemeente kom. Die Vader besonders gebid vir ons, vir die afvaardigings wat daar op vergeten. Verbid dat die Here vir het huis genoeg sal gee. Verbid Here dat U sal gee dat hulle die moedige inligting sal inneem, maar ook sal geniet dit wat we daar sal doen. Kom vanoggend Here met ons offisiere wat afvaardigers sal wees van die brigade konferensie. Dat U vir hulle huisgenade sal gee dat wanneer hulle op pad sal, dat U die pad hier sal besprinkel met die bloed wat nog nooit sy krag nodig het nie. Dat U vir elkeen van ons aan die rote van die aanslag, aan ons met die machtige naam van Jesus. Amen. Baie dankie, Hendriks. Geliefdes, kom ons staan met mekaar saam en dan gaan ons ons slotlied sing. Kyk ook kyk die engele na die aarde, laat skou die wonderwerk van God en hulle sing. Amen. 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 Kom ons sing die eer van die Here, maar dan ons aan die seën van die Here saam ontvang. Volgende week sal ons die heeltyd Hallelujah.
dan die seën, en gaan dit ook so in God se vrede. Ag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die alomteenwoordigheid van sy Heilige Gees, saam met elkeen van ons wees, soos dit bid, met soveel afhanklikheid. Amen. Die Here seën en 'n geseënde week aan elkeen. Geliefdes.